Vir ons kruiskykers by die huis, kruiskyk baie welkom. Jou wat daar tyd geleef. Vandag wil ek bietjie met jou gesels oor 'n onderwerp wat huidiglik eintlik in die afgelope jaar, bietjie meer as 'n jaar, is hier baie stakings aan die gang. En elkeen het sy eiertjie te lê en elkeen het 'n rede waaroor hulle wil staak. En ons sit met, ekskuus, ek moet my bril afhaal. Sit met baie werkersonrus. Die mynstaking het groot publieke aandag gekry hier in ons gebied in Mooinooi, Rustenburg, die hele gebied rondom ons, het baie groot impak gehad. En ek dink die verloorders was almal die werkers gewees op die einde van die dag. Ons kyk na die EFF se beweging wat hulle Suid-Afrika eintlik destabiliseer met kommunistiese, idealistiese beweging waarin hulle gaan. Ons sit tans, of in hierdie stadium nog met die poskantoorstaking wat aan die gang is, en ek hoop in die tyd dat die uitsending uitgaan, is dit ook iets van die verlede. En dit is 'n frustrasie, want baie van kruiskyk bedienaars wil die DVD's, ons wil die DVD's pos wat mense vir ons vra om vir hulle te stuur, en dit lê vir ons hindernis voor. Ek wil nie die goed pos, en dit kom nie by julle uit nie, en ons moet dit weer oormaak en weer pos. So dit raak 'n bietjie van 'n probleem. En ons moet bietjie kyk na wat is die implikasies hiervan, wat gaan hier aan? Want ek dink nie dis die gees van God wat met mense werk om te staak nie, want dit is in kontras met die woord van God as ek daarna kyk. Ek wil vir jou vra, wat sê God se woord van hierdie staking? Is dit reg in sy oë? Gaan God vir ons sê, goed gedoen? Vir hierdie ouens wat op die stakings was, gaan die Here vir hulle sê, goed gedoen pligsgetroue diensknegt, omdat jy so mooi gestaak het. Gaan God dit doen? Ek dink nie ons moet luister wat sê mense nie. Ek wil weet, wat sê God se woord omtrent hierdie situasie? As 'n bedienaar die woord bedien op kruiskyk, jou Bybel byderhand, toets hom, kyk of dit werklik daar staan. So vat jou Bybel en toets my wat ek vandag vir jou sê. As ek verkeerd is, dan waardeer ek dit om reg gehelp te word. As ek reg is, wil ek jy beter verander. En dan beter jy standpunt inneem. Efesiërs hoofstuk 6, vers 5. Ons gaan nie eers kyk na die Ou Testament nie, ons kyk net op Nuwe Testament vandag. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 5. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here, na die vlees, met vrees en bewing. Met vrees en bewing. Wow, okay. Dis nie wat die humanistiese neigings vandag sê nie, né? Dis in kontras met wat die wêreld se neigings is vandag. Met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Oeps, Eina, trap dit jou tone, skuif jou voete. Ek dink dis eenvoudig, né? Stel reg. Verander, as hartsverandering nodig. Baie Christene het baie te sê oor die baas by die werk. Ek stel voor jy begin dit sê. Efesiërs 6 vers 7, volgende vers, of vers 6 eerstens, nie met oë diens soos mense behaars nie. Daar's baie van hulle, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen. Vers 7, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf of 'n vryman is. So weet julle wat, né? Ons loon kom van God af. Hierdie aardse beloning wat jy kry by jou werk, miskien is dit God wat jou beloon, en nie jou baas nie. Jy kyk te veel na jou baas en te min na God. Kolossense 3 vers 22. So, kyk, ons kan nie teologie bou op net een versie nie. So kom ons kyk of daar ander skrifte is in die Bybel wat dit ondersteun. So kom ons gaan verder. Kolossense 3 vers 22. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie met oë diens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees.
O, jy sien, daar's 'n afwesigheid van Godvreesenheid. Christene sê, hulle dien die Here, maar hulle lieg, hulle vrees God nie. En hulle gedra hulle as hooligans en hulle steel goed by die werk en. Kom ons gaan aan, vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van hart, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang. En daar is geen aanneming van persoon nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. So, as jy dink, jy kan aangaan met jou stakings, jy kan maar, die baas betaal my vrot salaris, so ek kan bietjie daai ding pouch daar by die werk. Sorry Pel, God sal jou beloon daarvoor. Wat jy gesaai het, sal jy oes. Ek stel voor jy maak reg. Kom ons kyk na 1 Timoteus 6 vers 1. Almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. So, jy moet in waardigheid wandel by die werk, sodat die naam van Jesus Christus nie skade ly as gevolg van jou wandel nie. Het ek al sulke foute gemaak? Verseker, kan jy dit verseker? Maar ek is hier om dit vandag aan jou oor te dra. Vers 2. En die wat gelowige Here het, moet hulle nie verag, omdat hulle broeders is nie, maar moet hulle des te meer dien, omdat hulle, wat die weldade ontvang, gelowiges en geliefdes is. Leer hierdie dinge, en wek daartoe op. So baie keer, my baas is 'n Christen, so dan vat ons kans en ons bietjie lauwarm in hoe ons vir hom werk. Dis in kontras met die woord. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na toesvra en woordestryd waaruit ontstaan afguns, toos, lastering, bose agterdog. So, as een of ander groot biskop kom en hy vat die mense wat staak se part, wat sê die woord van God? Waaroor gaan dit hierso? Dan sê hy, as iemand anders iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks. Maar 'n sieklike sug na toesvra en woordestryd waaruit ontstaan afguns, toos, lastering, bose agterdog. En dit gaan van erger tot erger, omdat mense hierdie goed aanhits en nie teen dit opstaan nie. Nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulke mense. Met ander woorde, jy gaan nie daarmee saam met my maat. Jy gaan nie met hierdie ouens saam nie. Jy onttrek jou van hulle. Titus 2 vers 9. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Eina. Hoe stry ons met die baas? Hulle moet niks ontvreem nie. Eina, hoeveel het jy al gesteel by die werk? Hulle moet niks ontvreem nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons Verlosser, in alles kan versier, met ander woorde vervraai en mooi maak. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon
ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge, vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Hierdie laaste versie, weet jy, ek dink meeste kerke wil hom baie graag uitskeer uit die Bybel uit, om bietjie tipex oorsit of iets, né? Want hy sê iets wat hulle glad nie van hou nie. Spreek hierdie dinge, vermaan en bestraf in alle erns. Hulle wil dit mos uitskeer uit die Bybel, dat hulle wil net liefde en genade preek. Maar liefde en genade het voorwaardes. Ons gaan verder. Want tot dusver het ons nou 'n paar getuienis wat sê, hierdie wanorde wat in hierdie land aangaan, is goddeloosheid. Hierdie stakings en ouens wat te kere gaan oor die baas dit en die baas dat, en die werk dit en die werk dat. Dis goddeloosheid. Nou tot dusver het ons nou 'n klomp getuienis, nou kan julle sê, dis net Paulus wat dit geskryf het. OK? Kom ons gaan aan. 1 Petrus 2 vers 13. Ons weet Paulus en Petrus het op 'n stadium ook nog selfs met mekaar vasgehaak, né? So hulle staan vir wat reg is. Hulle staan nie vir ons is chommies met mekaar nie. Hulle soek wat geregtigheid is. 1 Petrus 2 vers 13. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat dit goed doen, maar die wat goed doen te prys. Want so is die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swyg sal bring. As vrymense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Vers 17. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, hier kom ons nou by die diensknegte. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. So as jou baas nie doen wat jy dink reg is nie, en jou baas is onregverdig, dieselfde reëls geld, my maat. Ek gaan hom weer vir jou lees, want ek dink jy het nodig om dit weer te hoor. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Jy sien, jy het jou baas gekies. Toe jy aansoek gedoen het vir hy werk, het jy gesê, ek onderwerp my aan hierdie ou. Vers 19. Vers 19. Want dit is genade, as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly, wat 'n roem is daar as jy verdra, wanneer jy sonde doen en geslaan word? So as jy verkeerd doen en jy kry 'n pak slaag daarvoor, dan is daar geen eer daarin nie. Dit is regverdig. Maar as jy 'n pak slaag kry omdat jy reg gedoen het, daar is eer daarin. God ontvang eer daarin. Ons gee te min eer aan God. Ons is, en ek is ingesluit, ek sê vir jou, elke een van ons is ingesluit hierin. Ons ywer is nie tot die eer van God nie. Ons is nie bereid om leed en swaar kry te verdra, ter wille van God se eer nie. Kom ons gaan aan.
Ek gaan hom weer lees vers 19. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar, as julle verdra, wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra, wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Ons is so geneig om te bid en te sê, Here, ek gaan in die voetstappe volg. Maar as daai eerste kat sou val, dan wil jy moan. En dan wil jy tantrum gooi. Ek wil 'n stelling maak. Jy kan nie 'n Christen wees en deelneem en 'n aandeel hê in hierdie stakings en in die ondermyning van die gesag by jou werk nie. Jy kan nie 'n Christen wees en 'n staker wees nie. Jy moet kies. Wie is jou God? Mammon of die Here? Ek wil jou 'n stukkie vertel. Die Here gee vir my 'n posisie tyd terug. Kort na ek tot bekering gekom het, wel nie kort nie, maar dalk so 3 jaar of so na ek tot bekering gekom het, gee die Here vir my werk. Ek het maar rondgeval tussen werke op daai stadium, swaar gekry. En die Here gee vir my vaste werk. Klein salarisie, maar ek het daarom 'n dak oor my kop en ek het 'n vaste inkomste, al is dit raap en skraap oorlewing. En ek het vir 6 jaar daar gewerk, en ek wil vandag vir jou sê, ek het in 6 jaar, ek het in die eerste 3, 4, 5, 6 maande, het ek dink ek 2 verhogings gehad, dat ek daarom net op die broodlyn kan kom, dat ek net kan net oorleef, net oorleef. Ek het geen spaargeld gehad nie, ek het op genade bly oorleef die hele tyd. Van daar af geen verdere verhoging gehad nie. In daai tyd het die Here my vrygemaak, ek het opgehou rook, en dit was my enigste salarisverhoging, wat ek in 6 jaar werklik gehad het. En weet jy wat? Die Here wou my daar gehad het, ek het swaar gekry, daar was onderdrukking, daar was tye wat ek frustreerd was, daar was tye wat ek gedink het, ja, wil die Here nie hierdie baas van my met weerlig doodslaan of iets nie. Dis menslik. Daar was tye wat ek gevoel het, ja, ek kan dit nie meer hanteer nie, hierdie druk raak te veel. En wanneer ek bid, wys die Here vir my, nie nou nie, los, moet jy bly. En daar was 'n verdrukkingstydperk en 'n moeilike tydperk, maar die Here het vir my goed geleer, die Here het my van daar af opgerig in die bediening. En van daar af het hy my vandag hiernatoe gestuur waar ek nou is. Maar ons moes deur 'n bitter moeilike tyd gaan. Ek kon rondgehardloop het, en gou rondgespring het, en tantrums gegooi het, en geskree het, en stakings gehou het, en ek kon CCM uit toe gehardloop het, en al hierdie goede gedoen het. Maar ek het gekies om na my binnekamer toe te hardloop, en by God te gaan kla, oor die ongeregtigheid, wat daar gepleeg word. En op die regte tyd, het die Here gekom en hy het ons losgemaak, en hy het vir ons die weg gebaan, uit daai omstandighede uit. Maar daar was mense wat eers klaar moes bereik word. Daar was mense op my pad geplaas daar, wat ek eers klaar moes die evangelie deel. Daar was 'n groeiproses, wat eers in daai posisie moes klaargemaak het. Ek moes eers klaar gegroei het, voordat die Here my vrygemaak het, en die weg gemaak het na 'n nuwe plek toe. En miskien haal ons nou 'n bietjie meer asem, nie fantasties nie, maar weet jy wat? Hier gaan ons bly, en hier moet ons bly, solank as wat die Here dit wil hê. En ek wil jou terugvat en vir jou sê, stakers kan nie Christene wees nie. Dit wat in hierdie land aan die gang is, jy kan nie deelneem aan hierdie staking, en sê jy's 'n Christen nie. Jy kan nie aan geen staking deelneem, en sê jy's 'n Christen nie. Dit gaan ons kos, dit kos jou.
Dit kos jou vriendskappe. Soos wat Daniel, weet jy, Daniel is 'n awesome voorbeeld. So 'n awesome voorbeeld. Sy mede-kollegas het nie van hom gehou nie, want hy was 'n getroue diensknegt, getroue dienaar van die koning. Hy het getrou in sy pos bly staan. Ten spyte van die feit dat die koning hom soms vervolg het, as gevolg van sy dienaars, of as gevolg van sy medediensknegte, wat saam met hom in die koning se akker gewerk het Daniel vasgestaan in geloof en in dienswerk aan die koning. Hy het nie allerhande riots gaan lei, omdat hy in 'n hoë posisie in die koningshuis was nie. Hy het nie ander mense se val bewerkstellig, om homself meer guns te probeer bewerk nie. Hy het elke keer na sy binnekamer toe gegaan. Dit het hom 'n dierprys gekos. Hy het getrou gebly in sy werk. En gaan lees deur Daniel, en dan gaan kyk jy wat sê God. Later, wanneer die Here praat, van daar is hoeveel ouens wat geregtig is in God se oë. Nie eers Dawid nie. Daniel is een van enkeles, een van 3, in die geskiedenis van die Ou Testament, wat uitgelig word, wat God sê, daar's 'n man wat geregtig was. Want hy het sy God gedien met alles wat hy het, en het ook pligsgetrou in sy werk gebly, ten spyte van moeilike omstandighede. En ek wil vandag, roep ek uit oor elke een wat vandag na my luister, en ek sê weer eens, jy kan nie 'n Christen wees, en 'n staker wees nie. Dit gaan jou kos om in jou werksposisie te staan. Maar jy gaan eer by God hê. En dan wil ek vir jou sê, ek wil vandag eerder God se eer hê. Nie God se eer steel nie, maar laat God my eer. Omdat ek pligsgetrou is, en omdat ek die dienswerk doen soos God dit wil hê. En vandag wil ek jou bemoedig, die ouens van julle wat deur moeilike omstandighede gaan, as gevolg van hierdie staking, en jy bly pligsgetrou ten spyte van dat dit 'n veiligheidsrisiko soms vir jou is, wil jou bemoedig en vir jou sê, hou aan die Here vas. Want dit gaan nie oor jou huidige nie, maar dit gaan oor jou bestemming. Hou jou bestemming reg. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? And I say yes, yes, Lord, I'll ride with you. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? And we say yes, yes, Lord, we'll ride with you. Yes, Lord, we'll ride with you. We will